Maar kom terug, hierdie ding wat die Weste veral, die Amerikaners veral, hierdie ding baie sterk na vore bring, dat Israel is die uitverkore volk van God. En almal moet vir die vrede van Jerusalem bid, en dit is nou die Israeliete en al hierdie tipe van goed. En so 2,5 plus maande terug, toe ek die een oggend opstaan, en ek is besig bietjie met my stilte tyd, toe hoor ek duidelik in my gees, baie duidelik, en ek sê nie dis die Here wat met my praat nie, ek het dit in my hart gehoor, moenie jou eersgeboorte reg verruil, of weggee nie. En ek dink so op myself, ek dink, hoe doen ek dit? Waar kom hierdie gedagte nou vandaan van my eersgeboorte reg? En dit is toe nou daar wat die skrifte by my begin kom is, my eersgeboorte reg as wedergebore kind van God, wat Jesus Christus aangeneem het as sy saligmaker. Daai maak nou van my 'n kind van God, 'n kind wat beteken dat ek is 'n erfgenaam van God. Hy het my gekies, Ek was 'n weeskind gewees. As jy buite Christus was, dan was jy 'n weeskind. Die dag toe jy tot bekering kom, wat die Gees van God jou gevat het en gekies het, het hy na jou toe gekom, het jou gekom kies. En het jou gekies as om kind van God te wees, en het jou aangestel as 'n erfgenaam, sodat jy kan vrug dra. En nou kom, en ek het die storie van Jakob en Esau gaan kyk, en ek het hom gaan lees, ek het hom so gaan lees, ek kan amper vir jou die hoofstuk met my kop uit quoteer. En ek het gaan kyk na hierdie tipe van ding, en weet jy wat is die belangrikste ding wat ek en jy moet besef? Is wanneer ek sê ek is 'n erfgenaam, dan beteken dit, dat iemand het vir my gesterf, en hy het my aangestel dat ek kan erf. Met ander woorde, hierdie persoon wat gesterf het alles wat hy gehad het, wat hy voorgewerk het hy nou aan my gebemaak. Ek wil hê jy moet vir my baie mooi hoor, jy sien, want wat waar is vir die geestelike realm, is ook waar vir die fisiese realm. As my oupa of my pa of my ouers afgesterf het, en hulle het alles in hulle testament aan my gebemaak, dan beteken dit, ek het nie gewerk daarvoor nie. Hulle het hulle hele lewens hard gewerk daarvoor. En wat hulle gehad het, die geld wat hulle gehad het, die karre wat hulle gehad het, die besigheid wat hulle gehad het, julle weet mos hoe werk dit, want ek het eers nodig om dit vir jou te verduidelik. Alles wat hulle gehad het is in die testament ingeskryf, my naam is in die testament, my ID-nommer is in die testament, en nou kontak 'n prokureur my, of die bank maak met my kontak, en sê, luister hierso, jy is die erfgenaam, jy is die benoemde in hierdie testament, alles wat meneer Piet Pompies gehad het, is nou joune. Dit kom na jou toe. Geef vir ons 'n bankrekeningnommer, laat daai 100 miljoen US$ oor kan betaal word in jou rekening, laat die bike na jou toe gaan, laat die 4x4 bakkie na jou toe, julle is met my. En hier sit ek eventually met 'n paleis van 'n huis wat ek geërf het, ek sit met karre, ek sit met bikes, ek sit met bote, ek sit met al hierdie goed, 'n bankrekening vol geld, wat ek nooit voorgewerk het nie. Hoekom? Want ek is erfgenaam. Ek is erfgenaam. Dis nou presies dieselfde wat Jesus Christus vir my en jou kom doen het. Nou ek wil hê jy moenie jou erfporsie weggee nie, en ek is baie ernstig, weet jy wat, ek is so ernstig oor hierdie onderwerp net, dat ek raak so hartseer, as ek sien hoe kindertjies van liewe Jesus, sy erfdeel blaatant en bloot net weggee, vir 'n ander nasie, vir 'n ander volk, wat nie eers Jesus Christus erken, as hulle saligmaker. Dis hartseer, dis baie hartseer. Nou ek wil jou vandag, wil ek jou vlugtig net gou so vinnig, deur die skrifte vat, en ek wil jy ons moet gaan kyk daarna, want jy moet weet, jy is nie die kalf, wat aan die agterspeen hoef te suig nie. Moenie laat jy die tweede en die derde speen kry, omdat jy onkundig is oor wie jy is,
wat het met jou gebeur nie. En weet jy wat, baie mense, veral uit die Weste uit, veral uit Amerika uit, het gekom en hulle het dan name begin gee aan hierdie goed wat ek sê vandag met jou deel. Hulle sê, jy is iemand, JP, jy is iemand, wat glo in vervangingsteologie, of die Engels noem dit replacement theology. En die slim ouens met die wit jasse en die dik brille, gee name aan alles. Jy sien, want hy is mos nou 'n professor, hy het 'n doktersgraad. En nou omdat hy 'n doktersgraad het, en jy nie sien soos wat hy sien nie, nou gee hy 'n naam. Oh, you guys are the replacement theology oaks. Julle glo aan vervangingsteologie. Maar kom ons gaan skrif toe. En ek het nie 'n doktersgraad nie, ek het net 'n ruggraad. Kom ons gaan skrif toe en ons gaan kyk wat sê die skrif. En weet jy wat my vriend? Om die skrif te interpreteer en die Heilige Gees te vra om jou te help om die skrif te interpreteer, en jy koppel nou nog daarby 'n lepel tegnologie en 2 eetlepels internet, en jy gaan soek 'n bietjie, dan kom jy agter, maar luister hier, so baie van die goed wat jy ons sê is lekker onskriftuurlik. Weet jy wat, gelowe soos die Jehovah Getuies en die Britse Israel leer, al hierdie goeters is dwaalleer wat uitkom om, en daar sit doktors met PhD's, my broer, professore, wat die skrif sê, solank as wat die wet gelees word, is daar 'n doek, is daar 'n veil wat oor die oë hang, sodat hulle nie kan sien nie. En ek wil nie hê jy moet 'n doek oor jou oë hê, en ek wil nie jou oë toedruk vir enige iets nie, ek wil hê jy moet jou eie navorsing gaan doen. Die oorsprong van die uitverkiesing, die oorsprong waar God begin het om 'n volk te kies vir homself, begin in Genesis 12 vers 3, en jy kan dit gaan lees. God het aan Abraham gesê, onthou julle, toe God met Abraham gepraat het, toe sê God vir Abraham, en hy het 7 beloftes gemaak daar aan Abraham, jy kan dit self gaan lees. En God sê aan Abraham, hy maak 'n belofte, hy sê, Abraham, in jou sal al die nasies van die aarde geseën wees. In wie? In Abraham. Hy het nie gesê in Israel nie, jy sien, hier is ons die eerste dwaling wat uit die Weste uitkom, is hulle sê dat in Israel sal al die nasies van die aarde geseën wees. Want die beloftes is aan Israel gemaak. Die beloftes is nie aan Israel gemaak nie, die beloftes is aan 'n persoon gemaak met die naam van Abraham. En jy moet dit gaan lees, jy sal sien die skrifte sal opkom hierso. Abraham, aan jou, in jou lendene sal al die nasies van die aarde geseën wees. Wat baie belangrik is wat ons moet besef, dat die uitverkiesing was nooit eksklusief nie. Dit was instrumenteel. Ek wil dit weer sê, die uitverkiesing, dit wat God met Abraham gedoen het, omdat hy Abraham gekies het, was nooit eksklusief nie, dit was instrumenteel. God kies een persoon, Abraham, om baie te bereik. Julle moet dit verstaan. God kies Abraham sodat hy die hele wêreld kan gebruik, die metafoor, die simbolisering wat daarmee saamgaan, in jou lendene Abraham, die saad wat uit jou uit gaan voortkom. Dis in daai saad wat ek die aarde gaan seën. En kyk wat sê God daar in Exodus 19 vers 5 en 6, nadat hulle die Israeliete uit Egipte uitgekom het en hulle kom daar by die berg. Net voor dit sê God vir Israel en hy sê, kyk, julle Israel sal vir my 'n koninkryk van priesters wees. Met ander woorde, julle Israel sal vir my 'n volk wees, julle sal vir my 'n middel wees om die hele wêreld na my toe te trek. Ek het julle gekies as 'n middel, ek het julle gekies as 'n volk, sodat julle die wêreld kan wys hoe lyk dit wanneer 'n volk God dien, en wanneer God julle gebruik
om julle te seën, sodat julle die wêreld na my toe kan trek, sodat almal met my kan versoen wees.